Ons is opgewonde vir dit wat in die week gaan gebeur. Ek weet ons vanaand 'n klomp ouens wat goed aan het en so aan, maar asseblief nooi ouens ook vir môre aan, die aand daarna. En ons glo regtig dat die Here 'n groot ding in ons dorp gaan doen, ook in hierdie tyd. Ek dink ons sien die laaste ruk, sien ons 'n klomp goed gebeur in die gees. En ek wil vir jou sê, ek is op hierdie punt waar ek amper wil sê, maar Here, ek wil nie iets mis nie. So as daar iets in ons dorp gebeur, wil ek dit nie mis nie. Ek wil nie mis waarop U besig is om asem te haal nie. Ek wil nie mis waar U besig is om herstel te bring nie. En mag die Here aanhou om in hierdie week so te werk. Hy wil net sê amen. Daar is hy. Genadiglik, uiteindelik. So een van die goed wat ons in hierdie week sien, of in hierdie tyd sien, en wat ons regtig ook op wil klem lê in hierdie week, is die Here is besig om te werk in ons dorp. En ons wil vra, kom ons bid saam in hierdie week, dat daai werking van die Gees sal aanhou op elke hoek, in elke draai, in ons skole, in ons besighede, en ons gaan vertrou vir 'n uitstorting van die Gees in hierdie Pinkstertyd, in 'n klomp areas, selfs in ons munisipaliteit. So bid saam met ons, vertrou saam met ons, glo saam met ons, en mag ons hierdie week daai beweging van die Gees sien. So ek gaan vra, daar waar jy sit, kom ons bid saam, en dan vertrou ons die Here vanaand. Dankie Here, dankie Heilige Gees. Dankie dat U hier is vanaand. Dankie Here vir 'n werking van die Gees, soos nog nooit van tevore nie. Ons wil vra Here in hierdie Pinkstertyd, maak U Gees vir ons 'n werklikheid. Maak U Gees vir ons 'n werklikheid. Dankie Here dat U hier is. Dankie dat U aan die werk is in ons dorp en in ons huise en in ons gesinne. Dankie dat U aan die werk is in ons harte vanaand, en ons wil vra Here, soos wat ons in 'n tyd van lofprysing ingaan in hierdie Pinkster in, wil ons vra Here, daag op en genees, herstel, bevry, en dankie daarvoor Jesus. U is 'n goeie God, en ons het U so lief. Dankie dat ons as gemeentes saam kan wees vanaand. Dankie vir kollegas wat ook saam hierdie Pinkstertyd vier. Wat 'n voorreg, Heilige Gees. Dankie vir U teenwoordigheid vanaand, dankie vir 'n uitstorting van die Gees vanaand. En ons het U so lief. En almal sê saam, amen. Ek wil sommer net terwyl hulle so in die agtergrond speel, wil ek jou ook persoonlik uitnooi. As jy vanaand op 'n plek is waar jy sê, ek het nodig om so 'n klein bietjie nader aan die Here te kom, of net 'n bietjie tyd in sy teenwoordigheid te spandeer, dan wil ek jou uitnooi, in die moederskamer is daar 'n nagmaaltafel, en jy hoef nie vanaand te gaan nie, dis nie 'n amptelike nagmaal nie, maar as jy voel, ek het nodig om 'n oomblik by my Here te wees, wil ek jou uitnooi om, terwyl ons die volgende liedere sing, soontoe te gaan, nagmaal te gebruik, en op die tafel is daar ook sleutels. Nou die sleutels dra nie krag nie, maar as jy die Here vertrou, dat daar 'n spesifieke sleutel in jou lewe of jou kinders se lewe moet draai, dan wil ons vra, vat 'n sleutel vanaand en hou vas aan daai belofte van die woord, dat wat hy oopmaak in die Gees, geen mens kan toemaak nie. So ek wil jou uitnooi, terwyl ons sing, gaan gebruik nagmaal, as jy dit vanaand op jou hart voel. En vat 'n sleutel, as jy die Here vertrou vir 'n spesifieke ding, in jou lewe, in jou gesin, in jou familie, in jou besigheid, in jou werksplek. En ons gaan die Here vertrou saam met jou, vir 'n groot werking daar. Dankie julle, dankie. Here, dankie dat ons hier kan wees en U lof besing. Dankie dat ons hier kan wees en weet dat U 'n Vader is, wat ons elke dag in sy handpalm vashou. Here, ek wil
amper sê ons moet ons skoene uittrek. Want ons staan op heilige grond. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you, desperate for you. I surrender, I surrender, I surrender. Yes, I surrender. My soul's mercy and grace unfold, hunger and thirst, I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like the rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender.
I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. Ek wil daar waar jy staan, maak net toe jou oë. En kom ons bid saam vanaand. Dankie Here dat ons vanaand as geestelike familie van Delmas by mekaar kan wees. En ons wil vra in hierdie oomblik, Here, as daar enige van ons hier is, wat sê maar Jesus, ek het vanaand net 'n aanraking van U nodig, ek het vanaand net 'n bietjie liefde nodig, ek het vanaand net nodig om te weet, maar U is steeds hier, dan wil ek vra Here, kom ontmoet ons waar ons is vanaand. Heilige Gees, kom beweeg en raak aan en genees. En dankie daarvoor, Here. Ek ervaar so net terwyl almal se oë toe is, dat ons spesifiek ook vanaand moet bid vir 2 dinge. En die een is, as die enige iemand is wat sukkel met kroniese pyn, dan wil ons graag daarvoor vanaand intree. Ons bid in elk geval vir al die ander goed ook, maar spesifiek vanaand vir dit. En dan saam met dit, as daar enige iemand vanaand is wat sê, maar ek bid regtig dat my kind die Here ontmoet. Ek bid regtig dat my kind naby aan die Here kom. Dan wil ons saam met jou bid vanaand. En ek wil vra, as dit jy is, wil jy net jou hand opsteek en laat sak nie. Niemand gaan kyk nie, ons gaan jou nie uitroep na die tyd nie. Ons gaan jou nie bel nie. As jy in een van die kategorieë val, dankie julle. So kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat ons vanaand kan saam bid, Here, en kan saam staan op elke belofte van U woord. En vanaand wil ons vra, Heilige Gees, kom raak elkeen aan wat vanaand sit met pyn, Here, wat vanaand sit met infeksie, wat vanaand sit met enige toestand wat genesing nodig het. En ons vra nou in die naam van Jesus Christus, kom raak elke een aan. En genees hulle van kop tot toon. En dankie daarvoor, Here. Net so, Vader, kom bid ons nou vir elke kind wat nodig het om U te ontmoet, wat nodig het om nader aan U te kom. Here, U woord sê dat U Gees saam met ons gees uitroep, Abba Vader. En ons wil vra, Here, maak daai roep in hulle gees al hoe harder en al hoe harder en al hoe harder, dat hulle sal weet, maar U is besig om hulle te roep op die naam. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Dankie vir kinders wat terugkom na U toe. Dankie vir kinders wat oorgee aan U. En dankie dat ons vanaand net in U teenwoordigheid kan wees en kan weet, maar God is hier. En ons eer U. Dankie Jesus, en ons het U so lief. Dankie dat U hier is vanaand. En almal sê saam, amen. Amen. Jy is welkom om jou sitplek in te neem. Dankie ook aan ons lofspan vanaand. Ek moet sê, Pieter, mens kan nie sien, of kon nie agterkom dat daar maar stampe en stote was, met kabels en speakers en skerms en al die goed voor die tyd nie. So prys die Here. Dankie. Dankie Here vir sy genade. Amen. Amen. So ons gesels vanaand oor die tema, die doel van die Heilige Gees. Die doel van die Heilige Gees. En is gebore uit 'n plek waar ons eintlik die laaste ruk baie sien hoe mense sê met hulle lippe, ons is gelowiges, ons is Christene, maar hulle harte is baie keer ver van God af. En ons sien so baie uitdagings in kerke, ons sien so baie uitdagings in ons as Christene se lewens, maar een van die grootste uitdagings wat ons op hierdie stadium sien, is mense wat hulle ja vir Jesus gee, wat hulle harte vir hom gee, tot bekering kom, maar wat nie disippels van Jesus word nie.
En ek dink so baie keer mis ons die feit dat disippelskap begin nie net by jou ja vir Jesus nie, dit gaan ook verder na 'n groei in God, 'n invulling van die Gees, 'n groei in die woord van God, en saam met dit om bedien te word, bemoedig te word, gelei te word deur die Heilige Gees. Want 'n ware disipel van God het altyd hierdie twee, het altyd Christus aan die een kant en die Heilige Gees aan die ander kant. Maar baie keer leef ons met Christus, maar ons skeep die Heilige Gees af. En dis waar hierdie week vir my eintlik so mooi is, want ons wil fokus op beide Christus en Gees. Ek sal nooit vergeet nie. Daar's mos nou deesdae hierdie goed op Facebook, hierdie posts, wat sê, hoe was jy in jou 90's of in die 90's? En ons oulike goed, ons mooi goed wat uitkom, maar een van die goed wat ek onthou van die 90's, is hoe ek ontdek het, daar is 'n Heilige Gees. So ons is op 'n stadium op hierdie kamp, en dis nou daar ver in Messina. So dis daar in die boerewêreld aan daai kant, en ons is daar op hierdie plaas. En die boer sê, maar kom hou die plaas hier, en die storte op daai stadium was beesspuite. So ek weet nie, ek dink jy het nog so 'n bietjie vergiftig ook soos jy deurgaan. Dus ek kom baie ouens op 'n haai weggegaan het van die kamp af. Die bosluis was daarom af. Maar ons is op hierdie kamp, en daar is hierdie een ou wat kom sing, en baie van julle sal hom ken, ek gaan nie sy naam noem nie, maar hy begin sing, en op 'n stadium besef ek, maar hier is ietsie anders, en ek verstaan nie wat aan die gebeur is nie, en iemand staan langs my, en hulle sê vir my, maar dis die Heilige Gees, en my tradisionele lyf sê vir my, daar's nie 'n manier nie. Ons is mos nie emosioneel belaai. Hoekom sal die Here my emosioneel maak en laat voel asof hier iets aan die gang is in my? En in elk geval, soos wat die ou sing, besluit ek, maar ek gaan loop. Want dis wat 'n goeie gereformeerde ou soos ek doen. As goed vreemd raak, kan loop ons. En in elk geval, ek loop. En soos wat ek loop, kom iemand na my toe. En hulle sê vir my hierdie, hulle sê, weet jy, ek voel net, die Here het iets op sy hart vir jou. En hulle gee vir my hierdie woord. En in daai oomblik begin hulle bid. En goed begin binne in my losgaan. En op 'n stadium voel ek, maar vir die eerste keer in my lewe, voel dit of God 'n werklikheid is. En dis wat gebeur wanneer die Heilige Gees aan die beweeg is. Dis wat gebeur wanneer die Heilige Gees asemhaal in 'n oomblik. Wanneer die Heilige Gees iemand genees as ons dit nie verwag nie. Wanneer die Gees asemhaal oor 'n dorp en herstel bring. Daar's goed wat gebeur wat vir ons ongemaklik is. En wat ons dink, maar Here, ek verstaan nie waar hierdie vandaan kom nie. Maar die vrug is genesing en is herstel en is mense wat terugdraai na die Here toe. Maar baie keer skep ons die Gees af, want ons hak vas hier by die baba melk. Ons hak vas by daai plek waar ek my ja vir die Here gegee het en nooit verder gegroei het nie. Vir my een van die mooiste ouens wat ek in my lewe ontmoet het in terme van die Gees, is die ou met die naam Ruben, en hy sal waarskynlik hierdie ook kyk ergens deur die week. Maar Ruben was op 'n stadium, was hy deel van sy diensplig, was hy hier in Heidelberg ergens, en daar was een of ander sergeant of majoor of iets wat besig was om hulle rond te jaag, en soos wat die ou hulle rondjaag, gebruik hy die Here se naam. En nou gaan nie daai woorde sê nie, maar julle verstaan waar dit gaan. En Ruben besluit op 'n stadium, maar dit kan mos nie so aangaan nie. So nou staan hier die sergeant daar, wat was dit, 'n majoor Pieter, wat was daai? Dankie. Nou staan hy daar, en elke keer as hy hulle jaag, dan sê hy hierdie woord, en dan sê hy hierdie woord. En op 'n stadium besluit Ruben, maar ek gaan nou antwoord. So elke keer as hierdie ou sê, Jesus, dan gaan staan Ruben agter hom, ja? En dan sê hy vir Jesus, dan gaan staan hy agter hom en sê, ja? En nou kyk hierdie ou woedend om. En hy sê, wie sê dit? En niemand antwoord nie. En dan gaan hy aan en dan sê hy weer Jesus. En dan sê Ruben, ja? En op 'n stadium is hierdie ou kwaad nie. En hy draai om en hy sê, wie was dit? En Ruben sê, maar dit was die Here. En hierdie ou pause vir 'n oomblik. En hy sê, maar dis mos nie hoe hy werk nie. En Ruben vat hierdie ou aan, nadat word hy uitgeskop uit die weermag uit 'n groot ding rondom dit. Maar hy het iets verstaan
wat daai ou nie verstaan het nie. En dis dat die Gees, dat die Here, dat Jesus 'n persoonlike God is. En ek dink baie keer hanteer ons die Heilige Gees asof hy hierdie wese is wat ver weg van ons af is, maar hy is deel van die persoonlike van God. En baie keer bid ons en ons bid tot die Heilige Gees in die derde persoon. Ons sal byvoorbeeld goed sê soos, maar o Gees van God, wat daar ver is, wat in my woon, maar ons het nooit hierdie persoonlike gesprek met hom nie. En dis waar ons hierdie week wil uitkom. Daai persoonlike aanraking, gesprek met die Heilige Gees ook. Hoe klink 'n persoonlike gebed met die Heilige Gees, of gesprek met die Heilige Gees? Dit klink iets soos, my Heilige Gees, ek weet, U is hier, en ek weet elke gawe is in U hande. Ek sal nooit vergeet nie, ek staan by 'n ongelukstoneel en ek sê, maar Here, ek weet, Heilige Gees, U kan my maatjie gesond maak. Ek weet U kan. Kom gryp in. En die Here doen 'n klomp goed daar. Maar die Gees is persoonlik. En hy wil ons ken. En hy wil ons lei. En hy wil deur ons werk. Maar ons verstaan nie altyd die rol van die Heilige Gees in ons lewe nie. Ons verstaan nie altyd dat hy persoonlik is met ons nie, 'n persoonlike God nie. So ons lees in Johannes 20, kom ons lees saam, Johannes 20 vers 21 tot 22, staan Jesus tussen die disippels en hy sê vir hulle hierdie, hy sê vrede vir julle, sê hy weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. So hierdie was voor die uitstorting van die Gees op Pinksterdag. So daar was 2 uitstortings van die Gees. In die eerste plek was hier die uitstorting vir die 12, waar Jesus gesê het, maar kom ek blaas oor julle die Heilige Gees, want julle het hom nodig vir hierdie mandaat wat ek vir julle gaan gee. En dan staan hy voor hulle. En ek sien amper in my geestesoog, hoe sê hy, Petrus, kom staan hier. Jy het hom ook nodig. Andreas, kom staan hier, jy het hom ook nodig. Ek dink Judas was nie genooi nie, maar al die res. Kom staan hier, jy het hom ook nodig, en dan blaas hy. Ontvang die Heilige Gees. Die woord ontvang beteken ook om in besit te neem. So met ander woorde, waar die Gees so naby aan ons kom, so op ons kom rus, so in ons kom werk, dat hy tasbaar vir ons word, waar ons amper aan hom kan raak, aan die soem van sy kleed. En dis hoe hulle die Heilige Gees verstaan, en dit was nie vir hulle hierdie derde persoon, of hierdie derde persoon wese van God nie. Inteendeel, Petrus praat ook hier oor in Handelinge 2:38, kom ons lees saam. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So die oomblik as ek my ja vir Jesus gee, as ek 'n disipel van hom word, as ek 'n bekeringsoomblik het, dan ontvang ek die Heilige Gees. Dit is die belofte van die woord. Dit is die belofte vir elke kind van God. Jy het die Heilige Gees. Ek het al in so baie gesprekke gesit, waar mense vir my sê, ek hoor nie die Here nie, ek dink nie ek het die Gees ontvang nie. En dan vra ons gewoonlik maar glo jy in Jesus as jou saligmaker en verlosser? Glo jy in hom as jou koning? Glo jy hy het uit die dood uit opgestaan? En as die ouens gewoonlik sê, ja, ek glo. Wel, dan is die belofte, jy het die Gees ontvang. Daar's nie 'n ekstra ding wat ons hoef te doen nie. Ons hoef nie 70 keer te gaan rol in die grond, oor kole te loop en in die gangetjies af te rol. Onthou julle daai beweging? Op 'n stadium was daar hierdie beweging, hulle het hulle genoem in Engels nou, the Holy Rollers. So met ander woorde, as ek die Gees ervaar het in 'n diens, dan het ek in die gang afgerol om die vuur te keer. Want dit was so warm. Ek wil net sê, ek dink nie dis heeltemal hoe die Gees werk nie. Maar die Gees is nie ekstra nie. Die Gees ontvang ons wanneer ek tot bekering kom, wanneer ek my ja vir Jesus gee. Inteendeel, Galasiërs 4:7 sê hierdie,
Dit sê, jy is dis nie meer 'n slaaf nie, jy is nou kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Daar's 'n verskil tussen 'n slaaf en 'n seun of 'n dogter in 'n huis. 'n Slaaf het nie toegang tot dit waartoe 'n seun en 'n dogter toegang het nie. So as ons 'n slaaf is van sonde, 'n slaaf is van die wet, dan gaan jy nie onder die mag van die Heilige Gees leef nie. Dan gaan jy nie gelei word deur die Gees nie. Dan gaan jy nie die Gees se stem hoor nie. Maar die oomblik as ek 'n seun of 'n dogter in God se huis word, dan het ek die voordele van 'n seun of 'n dogter en ek ontvang die Heilige Gees. Dis deel van my erfenis, deel van my erfporsie as 'n kind van God. Maar wat doen ons baie keer? Ons gaan bære die erfporsie in die kas. Ek het nog nooit iemand gesien wat nadat 'n boedel uitbetaal het en hulle 'n groot erfporsie gekry het, daai geld in die kas gaan bære nie. Behalwe om belasting te ontduik. Maar ons doen dit mos nie in Delmas nie. In elk geval. Meeste van die tyd het ons hierdie erfporsie van die Gees en ons gaan bære hom in die kas. Maar hy's deel van wat ons ontvang as seuns en dogters van God. Die vraag is, hoekom doen ons dit? Hoekom doen ons dit? Want ons verstaan nie altyd meer die doel van die Heilige Gees in ons lewe nie. Ons verstaan nie altyd meer die werking van die Gees in ons lewe nie. Sien, wat is die doel van die Heilige Gees? Behalwe om te lei en om te vertroos. Die doel van enige werking van die Gees. Die doel van enige openbare manifestasie van die Gees. Wat is 'n manifestasie? Dis 'n sigbare werking van die Heilige Gees in jou lewe. So met ander woorde, ek bid vir iemand en hulle word gesond. En dalk nie onmiddellik nie, maar dit kan wees. Ons bid oor die feit dat ons moet trek na 'n ander dorp toe. En uit die bloute uit, het met ons gebeur. Bel iemand op die dag wat ons uitvind, ons moet trek uit Switserland uit ons. Om te sê, ons voel die Here is op pad om julle te verplaas na 'n ander dorp toe. Hoe verduidelik jy dit? Dis die Heilige Gees. En dis hoe hy praat, so as openbare manifestasies van hom, net so. Elke keer as die vrug van die Gees funksioneer, as die gawes van die Gees aan die werk is daar 'n doel aan hierdie werking van die Heilige Gees. En ons verstaan nie wat dit is nie, en daarom bære ons hom in die kas. So ons lees Johannes 14:26, en dit sê hierdie. Dit sê, en wanneer die raadgewer, die Heilige Gees kom, wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So wat is die doel van die Heilige Gees? Dis om ons te leer, te onderrig, te herinner aan alles wat Christus gesê het. So die doel van die Heilige Gees op aarde, in my lewe, in my gesin, in my skool, is om te getuig van Jesus. Dis die doel van elke vrug, is die doel van elke gawe, is om my te herinner aan wie my Jesus is. Die ongeluk is, ons sien in hierdie tyd, baie, ons noem hulle profete vir profyt. Ouens wat profeseë op Facebook en so aan gee, met die doel dat jy saai in hulle bediening in. En wat begin gebeur is, jy raak 'n aanhanger van die persoon. En jy is besig om te saai in hulle persoonlike lewe in. Maar hulle is 'n profeet vir profyt en hulle trek jou nie nader aan Jesus nie. Die doel van die Gees is altyd om te getuig. En as iemand 'n woord bring, 'n profetiese woord, as iemand bid vir genesing, as iemand by jou kom sit en hulle bedien jou deur die Heilige Gees, maar dit trek jou nie nader aan Jesus nie, beteken dat hulle beweeg nie deur die Gees nie, want die Gees sal altyd getuig van Jesus. Dis hoe ons meet, is daai persoon op Facebook regtig van die Here af? Ek wil net vir julle sê, ek het in COVID, het ons so gegryp na strooihalms. So op 'n stadium was daar klomp profetiese bedieninge, en wat my geknak het, in elk geval, vir hierdie ding, nie vir profesie nie, ek is baie lief vir profesie, maar vir daai tipe bediening, was die vrou wat profesie gee, aanlyn,
Sy het die profesie gekry oor ys, en sy sit ys, beloof jou, sy sit ys voor haar op die tafel, en sy sê, haar profesie sê, in die tyd wat hierdie uitsending klaar, sal die ys gesmeld wees. En ek dacht, wat twak is dit? Maar dis wat baie doen, profete vir profeet. So die oomblik, as iemand se bediening jou nie nader aan Christus trek nie, is dit nie deur die Gees nie, is dit nie van die Gees af nie. Daar's altyd 'n doel aan die vrug en die gawes van die Gees, en is om te getuig van Christus. Hoekom? Want hy is die enigste bron van oorwinning in ons lewe. Openbaring 12 vers 11, kom ons lees saam. En hulle is die martelare in Openbaring, het hom wat die vyand is oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Almal van ons het ergens 'n vyand in ons lewe waarvan niemand weet nie. Die vraag is, hoe kry ek oorwinning oor hierdie vyand in my lewe? En hier is die antwoord, deur die bloed van die lam, die voltooide werk van die kruis, en deur die woord van jou getuienis. Deur die woord van jou getuienis, maar ook deur die Gees wat juis getuig in ons lewe in. Die woord getuienis beteken onder andere, God kan dit weer doen. So wanneer die Gees in my hart kom getuig, ek vra vir hom, Here, ek het iets nodig. Ek het nodig om hierdie situasie in my huis te verander. Here, ek het nodig om nader aan my vrou te kom. Here, ek het nodig om die woorde te hê, om te bid vir my kinders wat siek is. En die oomblik as die Gees my kom herinner aan wat Jesus gedoen het, aan wat hy geleer het, en hy kom getuig in my gees in, dan is daai getuienis met 'n doel, want hy herinner my ook daaraan, dat Jesus dit wat hy gedoen het in daai tyd, vir 'n vrou by die put, vir 'n man wat verlam is, vir een wat doofstom was, dat hy dit weer vir my kan doen. En dis hoekom hy getuig. Dis die krag van die getuienis van die Gees. En elke keer as hy dit doen, dan gebeur hierdie, Jesaja 59 vers 19. Wanneer die vyand soos 'n vloed inkom, sal die Gees van die Here 'n banier teen hom ophef. Hier is vir my so mooi. Dit beteken, wanneer ek luister na die Gees, wanneer ek vashou aan die Gees, beteken dit dat ek deel kry aan hierdie banier wat in die geestelike realm gehef is. Wat is die banier? Vir my is dit persoonlik, dit is maar my opinie. Maar ek sien hierdie banier wat die Here in die geestelike realm, en kan ons dit noem, die geestelike geskiedenis gehuis het. En hierdie banier is die kruis van Christus, waar hy sê, maar op hierdie punt in die geskiedenis, het ek al reeds elke vyand in jou lewe oorwin. Het ek al reeds vir elke oomblik in jou lewe gesterf. So elke keer as daar 'n vyand in ons lewe is, ongeag wat dit is, of dit leuns is, finansies is, ongeag, dan is dit asof die Gees kom getuig en sê, maar gaan terug na die banier toe, en kyk waar ek al reeds hierdie oomblik oorwin het. Daar's 'n banier in die Gees. Dis al reeds oorwin. Hy het al reeds vir hierdie oomblik gesterf. Wat vir my ook so mooi is die Gees gaan aanhou getuig. Elke beweging van die Gees, gawes, tale, profesie, wonderwerke, al die goed, is alles deel van die maniere hoe die Gees getuig van Christus, maar is ook deel van die liefdestaal van God. As iemand nederig is in die vrug van die Gees, as iemand geduldig is en hulle hoef nie, is daar getuienis van wie Jesus is. Daar's 'n getuienis van sy liefde in jou lewe. Daar's 'n getuienis van hierdie Here wat vir jou is en nie teen jou is nie. Bida sê, so vir ek speel in die agtergrond, asseblief Boeta. Dit laat dink my aan hierdie Jagasiel oomblik. Het jy al gehoor van Jagasiel? Ek wil hom nie in Hebreëus sê nie, want ek dink nie dit gaan mooi klink nie. Maar Jagasiel het hierdie ongelooflike storie. En meeste van ons weet van die storie, maar ons ken nie vir Jagasiel nie. So Jagasiel was een van die Lewiete, een van die profete in koning Josafat se tyd.
En koning Josafat, wat die koning van Juda was, goddelike koning, so mooi hart, gaan op 'n stadium deur hierdie moeilike tyd, waar 3 volke, 3 vyande gelyk teen hulle as Juda optrek. En dan sê Josafat, hy sê in sy gebed in 2 Kronieke 20, hy sê, Here, ek is bang. Ek weet nie wat om te doen nie. En dan gee hy hierdie mooi lang gebed, en dan lees ons hierdie 2 Kronieke 20 vers 12. Dan bid hy, Jagasiel of Josafat, en hy sê, ons God, sal u hulle, die vyand, nie straf nie. Want ons het nie krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie, en ons oë is op u gerig. Hoeveel keer was jy nie al daar nie? Waar jy gesê het, Here, ek weet nie wat om te doen nie. Maar ek hou my oë op u, op daai manier. En ek vra Gees van God, daag op. So hoef hom nie in die kas te los nie. En dan vra hy dit. En dan sê dit verder, en die hele Juda het voor die tempel by mekaar gekom en gewag. En dan sê dit in vers 14, en die Gees van die Here het daar in die gemeente oor Jagasiel gekom. En dan sê hy hierdie vers 15, kom ons lees saam. Hy profeteer en hy sê, luister mense van Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josafat. En koning Josafat, so sê die Here vir julle, moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. 'n Ander vertaling sê, want die stryd behoort nie aan jou nie. Alles deur die Gees. Die Gees begin deur hom praat, begin deur hom bedien. Dan sê hy verder, hy sê, trek op teen die vyand. En moenie vrees nie. Hulle gaan vir julle wag. Maar moenie vrees nie, trek op teen die vyand. Gaan wag vir hulle daar, maar moenie wapens saamvat nie. Die Here gaan by julle wees. En die volgende dag is al die Israeliete, of die mense van die volk in Juda, is hulle hier op pad in die woestyn om die vyand tegemoet te kom. En ek kan amper sien in my verbeelding, in my geestesoog, hoe hulle voetstap vir voetstap vir voetstap nader gaan. En ek hoor amper hierdie stilte. Maar wat as Jagasiel verkeerd is? Wat as ons daar kom en ons het nie 'n wapen saamgevat nie? Wat gaan ons doen? En dat is dit so mooi. Die volgende oomblik kom die Gees oor Josafat en hy sê vir hulle, maar sit julle vertroue in God en julle sal vas staan. Sit julle vertroue in sy profete en dit sal goed gaan met julle. En dan stap hulle tegemoet. En toe hulle by hulle kom, het die sangers en die lofprysers begin om die Here te loof en te prys vir die oorwinning wat hulle nog nie kan sien nie. En die oomblik toe hulle dit doen, sê die woord, het die Here die vyand begin aanval en naderhand was die aanval so groot dat hulle mekaar begin uitwis het. En al wat die volk nodig gehad het om te doen, was om in lofprysing oor te gaan. Want hulle het geweet, die Gees is aan die werk. Hulle het geweet, die Gees was besig om die oorwinning te bring. Hier is die vraag. Hoe het hulle geweet, dit gaan werk? Want daar was 'n getuienis van jare vroeër. Hoe die Here volk na volk na volk uitgewis het. As ek saam met hom stap, is daar hierdie getuienis in my gees, in my gedagtes, wat sê, maar soos wat die Here voorheen gewerk het, kan hy weer werk in my, vir my, in iemand anders. Inteendeel, die woord versprei naderhand oor Jagasiel, die woord versprei oor wat die Here daar gedoen het, op so mate dat ander volke nie die Israeliete wil aanval nie. Want hulle sê, kyk wat het God gedoen. Die ander volke raak bang, want daar is 'n getuienis van wat die Gees kom doen het. Ek wil afsluit met hierdie. Kom ons lees Romeine 8
Romeine 8 dan, vers 14. En dit sê hierdie, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig, saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. Hier is wat vir my so mooi is. Baie van ons het in sekere oomblikke in ons lewe 'n Jagasiel oomblik nodig. Here, gryp in. Here, ek is te klein vir hierdie stryd. Ek het nodig dat U opdaag. En dis waar die Gees inkom. En dis waar ek vir hom mag vra. Maar Here, gee vir my 'n woord. Gee vir my 'n bemoediging. Hou my sterk. Neem my vrees weg. Bring vir my vrede wat alle verstand te bowe gaan. Bring vir my vrede. En die oomblik, as die Gees begin asemhaal, oor jou, voor jou gesin, of oor jou huis, dan is daar hierdie getuienis, wat saam met dit kom. Soos wat ek vroeër gewerk het, gaan ek weer werk. Maar saam met dit, roep hy saam met jou uit, Abba Vader. En die mooie vir my van dit is, elke keer as 'n kind uitroep, Papa, dan sal hy pa reageer. So ons Gees roep die hele tyd saam met die Heilige Gees uit, Abba Vader, Abba Vader, Abba Vader. En wanneer die Gees dit raak sien, en wanneer die Vader dit raak sien, reageer hy. En hy daag op, en hy veg die geveg namens ons. Ek wil vanaand bemoedig met hierdie woorde. Die Gees veg namens jou. Maar hy getuig ook vir jou. En as jy vanaand sukkel om te glo, as jy vanaand sukkel om vas te hou in 'n moeilike situasie, vra vir hom om jou te herinner aan dit wat Jesus gesê het. Vra vir hom om jou te herinner aan dit wat gebeur het in daai oomblik in Juda. Vra vir hom om jou te herinner en te getuig in jou gees. En deur daai getuienis, deur die bloed van die lam, sal 'n oorwinning oor die vyand kom. En dis die belofte van die woord. Hou vas aan die Gees en mag hy aanhou getuig in elke oomblik, in jou gees, in jou siel, in jou liggaam, selfs in jou siekte. So kan ek vra, kan ons saam staan? Kan ons saam staan? Ek wil vra, daar waar jy is, maak jy toe jou oë en dan gaan ons saam bid. Ek weet baie van ons smag vanaand na 'n getuienis van die Gees. Baie van ons smag vanaand na 'n Jagasiel oomblik. Baie van ons het goed in ons familie wat aan die gang is. Goed wat amper soos vestinge voel. Gepantserde mure wat nie gebreek kan word nie. Baie van ons dink aan iemand wat regtige aanraking van die Here nodig het. Wat regtige getuienis nodig het, wat hulle lewe radikaal kom omkeer. En as dit jy is vanaand en jy sê, maar ek het 'n Jagasiel oomblik nodig, dan wil ons saam met jou bid. En ek wil jou uitnooi, as jy na die tyd gebed nodig het, bly sit. En ons gaan na jou toe kom. Of gaan moederskamer toe en ons gaan na jou toe kom. En natuurlik is ons op na die tyd, maar kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie vir vanaand. Dankie dat die Gees aanhou getuig van die Seun. En ons wil vanaand vra, Heilige Gees, as daar iets in ons lewe is, of 'n plek in ons lewe is, in ons harte is, in ons huise is, waar ons 'n Jagasiel oomblik nodig het, waar die Gees inkom, en opstaan teen die vyand, en ons herinner en getuig van wie ons God is, ons terugwys na daai banier in die Gees, wat sê, maar selfs hierdie oomblik is alreeds oorwin.
Ek het al reeds selfs vir hierdie oomblik in jou lewe gesterf. Dan wil ek vra, Heilige Gees, bring dit vanaand. Kom getuig vanaand. Herinner ons vanaand. En dankie daarvoor, Here. Here, ons kom bid nou teen elke siekte. Ons kom bid nou teen elke leuen. Ons kom bid nou teen elke vesting. Ons kom bid vir elke been wat nodig het om weer te lewe. Ons bid nou vir elke kind wat op ons gedagtes is. En ons vra, Here, bring daai jou gasiel oomblik. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Kom getuig vanaand in ons gees, getuig hierdie week in ons gees, sodat ons sal weet en sal vashou aan wie U is. En dankie daarvoor, Here. U is 'n goeie God. Ons is so lief. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. En almal sê saam. Amen. Terwyl ons die laaste lied sing, is jy welkom om so dalk uit te gaan. Ons gaan in die saal buite gaan daar sop wees, ons gaan lekker saam kuier, daar's koffie ook en so aan. Ons weer uitnooi kuier na die tyd saam, bring asseblief môre aand iemand saam. As dit koud raak, het ons heaters. Of ons sit net naby aan mekaar. Ons het 'n groot verwagting in hierdie week vir 'n werking van die Here. So ontvang die seën en dan gaan ons saam kuier. So mag die Here jou seën. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag hy vir jou en jou gesin, en jou werksplek en jou besigheid, en jou skool en jou kinders, jou gasiel oomblikke gee, waar hy getuig en jou herinner, ek is steeds God, en ek is steeds op die troon. En ek is besig om my sleutel te draai, in jou familie, en in daai siekte, en in daai plek van bekommernis. Mag hy jou seën met vrede, mag hy jou seën met 'n getuienis van sy seun, in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy vanaand hier was, kom kuier saam in die saal, en ons sien jou môre aand. Dankie. Wanneer in my lofsang, ek wil eerbied aan U toe, my lewe is 'n offer, ek gee alles oor. My krone by U voete, U ken my elke daad, my siel voor U ontbloot, U sien alles